buig en elke tong sal getuig. Hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. In 'n donker wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Maar dis die ruiter op die wit perd, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te haal. Goeiemôre broers en susters. Baie hartlik welkom vanmôre by die erediens. Ons by die nagmaal, die woordverkondiging ook, het ons die voorreg om 5 jong mense die geleentheid te gee om in openbaar hulle geloof te bely. Baie welkom en julle ook. Net 'n bietjie daaroor meer. Maar nou ja, ons is baie dankbaar oor waar ons vandaan kom, oor hoe ons die Bybel verstaan. Ons verstaan die Bybel soos wat Martin Luther op 31 Oktober 1517 95 klagtes aan die slotkerk van Wittenberg in Duitsland vasgespijker het, oor 95 klagtes teen die kerk, die hoofkerk, die toonaangewende kerk van daai tyd, die Rooms-Katolieke kerk. 95 punte waarop die kerk gedwaal het daardie tyd. En so dit wat daar uitgekom het na Martin Luther se optrede en ook die van Johannes Calvin en Ulrich Zwingli, het tot gevolg dat ons deel is van die protestantse kerke, van die gereformeerde belydenisgrondslag, deelgeneem aan die reformatie, to reform the church. Ons is protestante, ons protesteer teen dit wat verkeerd is, want in die kerk is jy veronderstel om die waarheid te hoor. So dis waarna ons ook strewe. So ons loop op die voetspore van daai ouens. Ons het 'n baie mooi lied wat baie goed pas by vanmôre, wat ons lekker gaan staan en sing ons hom saam. Dis die reformasielied. Die reformatie is nou al meer as 500 jaar oud, meer as 500 jaar gelede gebeur, en daar's 5 hoofmomente. Alleen genade, alleen deur genade, sola gratia word ons gered. Alleen deur geloof, sola fide word ons gered. Alleen word ons gered deur Jesus Christus, solus Christus. Dan net die Bybel is die onfeilbare woord van God, sola scriptura, net die woord van God en niks anders by die woord van God, net die woord van God. En nommer 5, soli Deo gloria, aan God alleen die eer. Kom ons sing hierdie baie mooi unieke lied, baie van ons ken hom nie, ons sing hom so baie nie, maar hy's baie mooi, hy's lekker singbaar, hy sing oor hy 5 solas, en dis die roete wat ons loop op die spore van hierdie ongelooflike geloofshelde, wat sê, Christus is alles wat ek nodig het, om met genade gered te word. Niks meer nie, niks minder nie. Christus onverdun.
is al wat ons nodig het vir ons redding. Daar is soveel kerke wat goedjies bysit. Nee, alleen Christus red ons. Ek het nou gekyk in 'n begrafnis wat ek gelei het, die Hervormde Kerk hier in Kokstraat, hulle kansellap. Dit is net 'n kansellap en soos klipwerk, baie mooi. Dan staan daar net 2 woorde: Jesus alleen. En daar's die waarheid. Daar's die waarheid. Jesus alleen red. En dit is wat vir ons fantasties is, wat ons kan vier ook vanmôre. Kom ons staan en sing ons hierdie lied en daarna nog een wat ek sal aankondig. Kom ons staan, broers en susters. Soek rigting en bestemming, in die sonde vasgevang, is gedood, vrygekoop, uit genade nuwe hoop. U is genade, barmhartig, U red ons uit die dood. Lewe voor U, nie verlore nie, vreugde vol bely ons. Sola scriptura, sola fide, sola gratia, ons is vry. Sola Christus, aan U alle eer, soli Deo gloria. U is in beheer, regte rigting, U bestemming, in die liefde niet gevind, net soos Jesus, U gestuurd is. Leef ons diensbaar waar ons is. U is genade, barmhartig, U red ons uit die dood. Lewe voor U, nie verlore nie, vreugde vol bely ons. Sola scriptura, sola fide, sola gratia, ons is vry. Sola Christus, aan U alle eer, soli Deo gloria. U is in beheer. Sola scriptura, sola fide, sola gratia, ons is vry. Sola Christus, aan U alle eer, soli Deo gloria. U is in beheer. Sy baie mooi. Kom ons sing nog een asseblief, broers, kom bly staan. Liedboek 488. Helder skyn U lig vir die nasies. Ons is die lig vir die nasies. Dit is ons werk as kerk, as individuele gelowiges. Kom maar laat ons lig skyn ook vandag en ook daar buitekant. Kom ons sing hom lekker saam. Helder skyn U lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien U is die lig. Mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volk,
wêreld kan jubel oor U naam. Mag U lof hier deur ons klink. Balsem bring herstel vir die wonde. 'n sagte salf vir die mense met hul seer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees. Mag U troos hier deur ons bied. Eer U woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry. Mag U hoop hier deur ons gee. U is koning Heer oor die aarde, die mense vra na U wil om U te eer, tot die hele wêreld kan juich dat U regeer. Laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier Susters, baie dankie. Liefdes, ons dink vanmôre oor die gawe van die geloof, om te dink dat 'n mens die vermoë het om te glo. Om te glo al was ek nie daar nie. Al was ek nie daar toe Jesus gebore is nie. Ek weet dit is waar. Om te glo, die gawe om te kan glo dat Jesus aan 'n kruis gehang het, al was ek nie daar nie. Ek weet dit is so. En so voorts. Ons lees in die hoofstuk van die geloofshelde, daar by Hebreërs 11 vers 1, om te glo, om seker te wees van dinge wat ons hoop, seker te wees van dinge wat ons hoop, en oortuig te wees van dinge wat ons nie sien nie. Mag die Here vir ons daai geloof gee. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word ons almal ryklik geskenk en vermenigvuldig van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sit so, dan bid ons lekker saam. Vader, baie dankie vir vandag. Baie dankie dat U ons geseën het ook in hierdie week. Ons kom sê vir U vandag dankie daarvoor. U het ons kom seën met brood op ons tafel, met dak oor ons kop, klere aan ons lywe, met gesondheid, met veiligheid, ja, U hand, U sorg, en hierdie week was so duidelik in ons lewens. Here, ons sê vir U baie dankie vir U besig wees met ons, dat U ook vir ons die geloof gee deur U Gees, wat ons ook vanmôre hiernatoe lei. Dat ons hierdie magneet in ons harte het na U toe. Dat U ons skat is. En daarom is ons hart en hand en liggaam vandag hier. Here, ons bid dat U vir ons sal seën vanmôre in die erediens. In die woordverkondiging, in die dink oor die woord. Seën ons om vir onsself in die spieël van die woord te kyk. En ook dan dit te doen en dit reg te stel met U krag wat moet gebeur. Here, baie dankie dat ons 5 jong mense het wat vanmôre in Openbaar hulle geloof wil bely. Vir almal, vir die hele wêreld om te hoor, waar staan hulle? Saam met wie is hulle?
Saam met wie beplan hulle lewe nou en ewig? Here, dankie dat ons op die nagmaal mag wees vandag. Kan deel kry deur die geloof aan die werklike liggaam, die werklike bloed van Jesus Christus. En so ons geloof nog verder versterk. Here, sien ons in ons saam wees, sien die families wat vandag saam is, dat die viering van die lewe, die viering van die ewige lewe, die viering van die sonde wat vergewe is, die viering van die genade, die viering van die eindelose liefde vir ons, dat dit ons sal oorweldig ook vandag, en stem tot diepe dankbaarheid. Ook veral in Kersfeestyd wat voorlê, ons 'n ware Christusfees sal hê. Ons bid dit alles in Christus Jesus se naam. Amen. As hy broers en susters, ons het die voorreg om vanmôre 5 jong mense, ons het verlede jaar het ons 20 gehad, ons oes is 'n bietjie kleiner, maar onthou dat Gideons bende is ook mos klein, nê? En hulle het baie reg gekry, en hierdie 5 jong mense kan ook baie reg kry. En ons dank die Heilige Gees, wat ook met die ouers en met die kerk hande gevat het, en met hierdie kinders, en van hulle gelowige mense gemaak het. Want geloof is iets wat jy nie kan sê, goed, ag, al my vriende glo, ek sal maar van maandag af glo. Jy kan nie sê, ek gaan van môre af glo nie. Jy glo of jy glo nie. Iets moet met ons gebeur. Die iets wat met ons moet gebeur is dat die Heilige Gees iewers tussen ons geboorte en nou, deur ons ouers se getuienisse, deur dit ons in die woord lees, al is dit 'n kleuterbybel, deur dit wat ons by die kerk leer, by ons wonderlike personeel leer, deur dit wat mense natuur sien, en dit wat met 'n mens gebeur, dat God die Heilige Gees iewers in jou hart kom instap en jou gelowig maak. Dat jy dinge glo wat jy nie gesien het nie. Dat jy die Bybel glo van voorblad tot agterblad. Dis genade. Dis 'n groot wonderwerk. Om net te kan glo. God net te kan vertrou. Net te kan weet dis waar al was ek nie daar nie. Dis hoe dit is. Dis die waarheid. En dis nie fopnuus nie. Dis die feite. Dis die grootste waarheid wat daar is. Dis wat die woord vir ons sê. Oor God drie-enig. En wat met my besig is, wat na my toe gekom het in 'n mens, vir my in 'n kruis kom hang het, sodat ek nie hoef te sterf nie, vir my die dood oorwin het, sodat ek sal weet, ek gaan ook opstaan uit die dood, en opgevaar in die hemel, om te sê, jy sal ook, en ek neem hom ernstig op, as hy sê, ek maak vir julle plek gereed, my Vader, daar is baie mooi, sweetes daar so, mik soen toe, ons is so dankbaar, dat ons net glo. En die geloof is nie dat ons kind kan vat en sê, kind, van môre af moet jy glo nie. Ons kan nie geloof in die winkels gaan koop nie. Ons kan nie dan 'n Woolworths toe Pick n Pay toe ry en sê, hoorie, so waar is daai rak met die geloof op? Ek kort geloof, ek wil bietjie van 'n geloof koop, wat kos dit? Jy het dit, of jy het dit nie. So kom ons wees geduldig met mense wat nie glo nie. Kom ons wees geduldig met mense wat moeilik glo. En kom ons hou spog oor ons geloof, ek het so sterk geloof. Hou spog daarmee. Dis 'n gawe van God. Dis 'n geskenk van God. Ek dank U, Here. Dank U, Heilige Gees, dat U dit my moontlik maak, die skille van my oë afval. Dat ek is saam met Paulus stem as hy vir Timoteus skryf in 2 Timoteus, 3 Timoteus, 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif, die hele Bybel van voorblad tot agterblad is deur God geïnspireer. Die hele Bybel en het groot waarde om daar volgens jou lewe in te rig. So ons kan met ons belydenisklasse pad loop van graad 1 af tot in graad 11. Ons kan nie maak glo nie. Ons as ouers, ons as personeel, ons as kerk
Ons as familie, ons as oupas en oumas kan net getuig en getuig en getuig. Net die Heilige Gees kan oortuig. Ons dank die Heilige Gees vir vandag. Sonder hom is hy geglo nie. Dit is 'n geskenk wat ons moet oppas. Dit is 'n gawe wat ons moet in stand hou. Studente van die woord wees. Ons saam met die Here leef. Saam met die Here die pad loop. Here, wat is U wil met my lewe? Here, wat moet ek hier doen? Ek moet verbind en vervleg leef met die Here. Die genade wat ons ontvang het, die vergifnis wat ons ontvang het. Ons kan dit ook nie koop by Pick n Pay nie. Jy kan nie gesê, waar is die rak wat die vergifnis verkoop nie? Ek koop baie botteltjies van dit. Jy kry dit net by die Here. Uit genade. Gratis. Maar dit is nie verniet nie. Jesus baie gekos om dit te doen. Dit kos jou lewe ook. Dit kos om dinge te verander. Dit kos om party goed bietjie nek om te draai. Dit kos om party goed by die agterdeur uit te skop. Dit kos om bietjie weg te breek van goed af. Daai dag toe Saggeus daar bo in die boom gesit het, jou skelm, wat almal se geld sou steel, die hooftollenaar. Toe gaan kry die Here hom daar bo in die boom, en hy laat hom afklim, en hy gaan in sy huis tuis, en die kerk was kwaad, hoe kan hy by so slegte mense wat ons besteel, hy is 'n groot skelm, hy is die grootste skelm, hy is die superskelm van die dorp, by hom tuis gaan. En dan staan daar by vers 10 van Lukas 19. Daar het ook redding vir daai huis gekom. Dat word vertel dat Saggeus later van tyd elke oggend 'n kruik water met daai willevye boom se wortels kom gooi het om hierdie boom in die lewe te hou. Hierdie boom van herinnering, hy dankbaarheid dat hy die boom se wortels gaan nat gooi. Ons met ons geloofswortels, ons redding, ons genade wat ons ontvang, die vryspraak wat ons ontvang, die geloof wat ons het, ons moet daai worteltjies nat hou. Ons geloofsbome moet groei. Klites, daar is 5 groot momente in 'n mens se lewe. Een is as die Here vir jou en my uit niks maak. In jou mamma se binnekant. Self met sy eie vingers maak hy jou en my, elkeen perfek, uniek, spesiaal. Net jy is jy. Ek en jy weet nie van daai oomblikke nie. En dan is daar ouers wat besef, hierdie kind is God se kind. Want grappie maak, pa maak kan liefde maak, maar hy kan nie lewe maak nie. God maak die lewe. En ma en pa besef dit. Hy sê maar uit die Ou Testament al kom dit so, dat die kindertjies die verbondsteken ontvang het. Klein kindertjies het die ma en pa na God toe gebring, sê, Here, hierdie kind is u kind, wat u vir ons geleen het. En hierdie kind moet ook weer eendag teruggaan na waar hy of sy vandaan kom. So ek moet mooi werk met u kind. En mag u my help as ouer, dat hierdie kind sal glo nie. Want Christus sê, hy glo, het die ewige lewe. So hy moet glo. Hy moet net. Maar Here, ek kan hom nie skit en sê glo nie. As hy ouers wat sê, ag, hy moet maar self sy weg vind. Hy moet self hoor van die Here. Hy moet self iewers 'n Bybel kry. Ek gaan nie my kind kerk toe vat nie. Dis sy eie keuse daai. Maar as 'n ouers, soos ons kerk het, soos ons vanmôre hier het, wat sê, weet jy wat? Hierdie kind is deur God vir ons geleen. En ons kan nie hierdie kind groot maak sonder sy maker nie.
En ons gaan 'n belofte aflê. Ons hierdie kindjie die verbondsteken gee, die doop, en ons gaan hierdie kindjie gaan ons ten bate van hierdie kind gaan ons belofte aflê. Dat ek hierdie kind sal grootmaak. In die weë van die Here. En van die Here sal vertel, en sal getuig, en sal getuig, en sal getuig, en die kerk nader trek om te help met die bede dat die Heilige Gees hierdie kind 'n gelowige sal maak. Ewige asem met die kind se neus blaas, want sonder geloof het jy nie ewige asem nie. Jy gaan nie dood in 'n graf. Hier's ouers wat sê, ons gaan ons kinders ten doop hou, ons gaan 'n belofte maak, en hulle het dit nagekom. En daarom is ons vandag hierso. Dank die Here vir julle. En dan, wat het gebeur in daai tyd? Van toe af, het al die goeders gebeur, en ek kom op 'n punt agter, my kind praat dieselfde geloofstaal. My kind kan Afrikaans praat, my kind kan Engels praat, my kind kan Tswana praat, my kind kan selfs Grieks praat, of Portugees, of Spaans, maar my kind ken ook geloofstaal. My kind ken geloofstaal. Hy praat woorde soos 'n gelowige praat. En dan wil daai kind in openbaar vir almal om te hoor, sê ek glo. As ons die dag trou, dan post ons dit op Facebook. Ons splash die hele sosiale media. Ons is getroud, of ons is verloof, of wat ook al. Of ons is swanger. Almal weet dit. Dis vandag dieselfde. Sonder pretensie, sonder spog, sonder groot praat, net sê wêreld, kyk wat is my status. My status is, ek is kind van God. My status is, ek is getroud met hom. Ek het 'n verhouding met hom. Dis waar ek staan. As jy vir my belag, is dit oukei. Dis wie ek glo. Dis aan wie ek vashou. Hy is my God. Met hom loop ek so. Dis 'n uitstaande geleentheid. Dis die lang vinger van die 5 dinge. 'n Baie belangrike moment, want Christus sê wie my glo, het die ewige lewe. So geloof is verskriklik belangrik. Ons moet dit vier vandag, dat ons ouers het wat ons ten doop hou, beloftes aflê vir ons, en uiteindelik kom ons tot geloof. Want dan is jy 'n geredde mens. En dan is daar 'n vierde groot moment in 'n mens se lewe. En dit is wanneer jy trou. Want die man of vrou met wie jy trou, het 'n geweldige uitwerking op jou lewenspad vorentoe. Die puntjie is wanneer die Here jou en my kom haal. Ek en jy is nie daar in beheer nie. Ons is met een van hierdie 5 goeders in beheer nie. God is in beheer van al hierdie goeders. Ons kan miskien sê, ja, ek kan nog 'n rol speel met my geloofsbelydenis, maar is net genade dat jy geloof het. Dis die Here se werk. Die regte man en vrou te kry met te trou is ook net genade. En om dit te waardeer. Net genade. Alles die Here se werk. Net so ietsie van die viering. Net so 'n agtergrond vir môre besiters, om te besef, wat gaan hier aan? Wat het hier gebeur? Wat gaan hier aan? Die Here is hier besig. Die Here het iewers tussen 0 en 17 jaar oud in hierdie kinders se lewens ingestap. Ek sê Charlotte, Elze, Janku, Nathan, Zaninke, jy's myne. Jy's my seentjie. Jy's my dogtertjie. Ek kom woon in jou. Jy's myne vir ewig. Dis waarom ons hier is. God se besondere, onverstaanbare, onverdiende werk in ek en jy se lewe. Dis my voorreg om vanmôre hierdie jong mense vorentoe te nooi, en ons het 2 wat nie hier is nie. Die een woon in Zeneen en die ander een woon in Aberdeen in die noordelike deel van Noord-Amerika. So, dis 1 hierdie oggend daar by Zenienke. So baie welkom aan die mense wat van ver af inskakel, en ons gaan net nou julle gesiggie sien. Kom ons begin en ons vra vir ons jong mense om nader te staan asseblief.
Ek dink nou genoeg gepraat oor waar ek nou wou praat en ons begin sonder verdere oponthoud. Begin ons met Charlotte Jacobs asseblief. Charlotte Jacobs, kom staan hier voor asseblief. Ek kan vir haar 'n lekker hande klap gee asseblief. Kom staan asseblief hier so Charlotte. Daar's 'n trappie, jy kan hier opgaan. Ag, mens mos jonk, jy kan nie opgaan ja. Daar's hy. Hallo my kind. Goed met jou. Dankbaar. Dis 'n lekker groot familie hier so, hè. OK. Daar's iemand wat vir jou 'n boodskap gestuur het. Charlie, op 'n warm somersdag 17 jaar gelede het ons jou in die kerk laat doop. Vandag staan ons breë bors en trots hier waar jy in die kerk se paadjie afloop. Voor familie en vriende het ons destyds beloof om jou groot te maak volgens sy wil. Met die Vader se leiding en genade is ons vandag dankbaar, nederig en stil. Ons het jou geleer van God se liefde en genade, sy almag, goedheid en seëninge in jou lewe. Vandag oorhandig ons aan jou die aflosstokkie. Onthou sy liefde, dis waarna jy moet strewe. Ons beklee jou met die wapenrusting van God, soos geskryf in Efesiërs 6. Ons spreek oor jou uit goedheid en guns, jou oë gefestig op hom, vergeet van die res. Jy's 'n pragtige jong dame met 'n opregte hart en ons is ongelooflik trots op jou. Jy's 'n dogter van die koning van die heelal. Dit moet jy vir altyd onthou. Mag God se seëninge elke dag oor jou reën. Liefste Charlie, jy is absoluut 'n seën. Baie dankie aan Papa Henry en Mamma Maya vir hierdie mooi boodskap. Ons vra vir Elsje Engelbreg asseblief om vorentoe te kom. Lekker hande klap vir Elsje. Hallo Elsie, ek wil namens ons gesin vir jou sê dat ons gelooflik trots is op jou. Ons beloof om hierdie geloofspad saam met jou te stap, vir jou te bid, jou aan te moedig en jou te ondersteun terwyl jy in geloof groei. Mag God jou lei, jou en jou hart beskerm en jou lewe gebruik as 'n lig vir ander. Ons dank God vir jou in ons lewe en ons is baie lief vir jou. Baie mooi, baie dankie Sissie, baie dankie Papa Loot en Mamma Suzette. Ons mooi meisiekind vandag hier staan. Ek nooi vir Janko Botes asseblief. Janko Botes, kom 'n lekker hande klap. Boodskap van Papa en Mamma ook vir jou hoor. Kom maar. Ons liefste Janko, vandag is 'n besonderse dag waar jy openlik voor God en ons gemeente bely dat Jesus jou Here en Verlosser is. Mag die Here jou vul met 'n vaste geloof en 'n vreugde wat nooit wankel nie. Die woord sê, niemand sal jou met vreugde uit die hand van God ruk nie. Hou vas aan hierdie belofte, veral wanneer die lewe uitdagend raak. Mag jy altyd, wanneer jy opkyk na die berge, weet waar jou hulp vandaan kom. Mag jy soos Josua sterk en volmoed wees, van die Here jou God is by jou, waar jy ook al gaan. Mag sy lig op jou pad skyn en jou lei, want sy woord is 'n lamp vir jou voet en 'n lig vir jou pad. Ons bid dat die Heilige Gees jou geloof sal versterk en jou elke dag sal herinner dat jy 'n geliefde jong man van God is. Gaan die toekoms tegemoet met hoop, wete dat die Here nooit jou hand sal los nie. Die Here seën jou en bewaar jou vandag en altyd. Amen. Baie dankie Papa Henko. Mamma Jana, baie dankie vir daai mooi boodskap.
Baie dankie. Goed, en dan het ons vir Nathan Sharp. Hy is 'n man wat by die stadium in Zenien woon. Hy was baie jare was hulle in ons gemeente. Hulle satellietlidmate, kan ons Nathan prentjie daar kry. Tegnologie is bietjie om die mense op die skerm te kry lewendig is weer 'n ander uitdaging. Daar's Nathan, lekker hande klap vir Nathan. Nathan Sharp, daar's hy en mamma en pappa het ook vir hom 'n boodskap gestuur. My liefste Nathan, vandag is een van daardie dae wat ek altyd in my hart gaan bære. Jou belydenis van geloof is nie net 'n kerkgeleentheid nie, maar dit is 'n diep, baie betekenisvolle besluit wat wys watter sterk en standvastige, opregte jong man jy besig is om te word. Jy moet weet dat ek en pappa is ongelooflik trots op jou. Trots op jou hart, trots op jou geloof en ook trots op die manier hoe jy jou eie pad met God loop. Ons sien jou groei deur moeilike tye, deur mooi tye, deur die onsekerheid en al die oorwinnings in die lewe. En elke deel van jou reis het jou gevorm tot wie jy vandag is. En vandag neem jy 'n stap wat soveel volwassenheid en karakter wys. 'n Stap wat nie net vir vandag saak maak nie, maar vir die res van jou lewe. Mag jy altyd onthou dat God jou liefhet, jou roep en jou lei. Mag sy stem vir jou die stem wees wat jou moed gee wanneer jy bang is. Vrede bring wanneer jy onseker is en wysheid gee wanneer jy keuses moet maak. Ek bid dat jy altyd sal weet dat jy nooit alleen sal stap nie. God is by jou en ons is altyd ook hier vir jou. Elke tree, elke stap, 'n hart met vol liefde net vir jou. Dankie dat ons jou ouers kan wees. Jy is definitief een van ons grootste seëninge en ek sien baie uit daarna om te sien watter pad God vir jou vorentoe uitgelê het. Ons is baie lief vir jou. Baie dankie en baie geluk mamma Veronica en pappa Willem. Dan Zenien. Reg, en dan al die pad daar van Aberdeen in die noordelike deel van Noord-Amerika. Het ons hierdie baie mooi meisie in Zenienke ras. En baie welkom aan jou ook Zenienke. En ons gaan 'n bietjie luister na jou pappa se mooi stem, wat 'n mooi woorde hy oor jou gaan sê. My liefste dogter Zenienke, vandag maak jy 'n kosbare en heilige besluit deur jou belydenis van geloof af te lê. Ons sien elke dag hoe jy met jou ongelooflike energie, jou sagte hart en jou lewensvreugde 'n pragtige jong vrou verander het. Mag die Here jou lei en dra in elke stap wat jy vorentoe neem. Mag sy lig altyd oor jou skyn. Sy liefde jou vul en sy wysheid jou anker wees. Ons is so trots op jou en so lief vir jou. Meer as wat woorde kan sê. Baie dankie pappa Renier. Baie dankie aan die ouers se rol ook in Zenienke se lewe. Hier is ouma Renet in die kerk vanmôre. Baie dankbaar saam met julle. Goed, kom ons gaan oor daartoe om ons geloof te bely, ons oorgawe aan God. Ons weet waar ons staan. Dit is soos jy weet wanneer jy eendag met iemand gaan trou, weet jy eintlik 'n jaar of 2 of 3 voor jy met daai persoon gaan fisies trou, dat eintlik in my hart is ons getroud. Maar mense hou tog uiteindelik 'n datum en 'n partytjie en 'n plegtigheid waar daar beloftes gemaak word en dan sit 'n ring aan. Maar eintlik is die ring al klaar hier binne in jou hart lankal. Maar dit is goed om by 'n plek te kom, by 'n oomblik op te daag in jou lewe te sê, ons gaan nou trou, kom almal, julle is getuies en dit gebeur vandag presies dieselfde. Dit wat die Heilige Gees lankal in julle harte wakker gemaak het. Dit bely ons vandag. Vir almal om te hoor, tot eer van die Here, te sê wie ek is en wie ek glo met wie ek saamlewe. Kom ons luister net na die vraag wat gevra word. Ek glo die woord van God, die Bybel, soos dit in die Ou en Nuwe Testament opgeteken is. En soos die kerk se belydenisskrifte dit verstaan.
2, ek glo dat dit die voldoende leer van 'n mens se redding is en ook van my redding. 3, ek glo in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ek beloof vierdens om as lidmaat van die kerk van Christus deur sy genade in hierdie leer te volhard en alle leringe wat hiermee in stryd is, te verwerp. 5. Ek beloof om met oorgawe in 'n verhouding met God te leef. Teen die sonde te stry, myself tot God se beskikking te stel. Sy naam te eer, aktief aan die kerk se werksamehede deel te neem. Nommer 6. Ek onderwerp myself ook in die kerklike opsig en tug as pogings om my lewe, my kosbare lewe, by hierdie beloftes en belydenis te hou. Charlotte, wat is jou antwoord? Baie dankie, Charlotte. Elze? Baie dankie, Charlotte. Elze. Janko? Baie dankie, Janko. Baie dankie. Nathan? Moet jou kry. Daar is die tweekies, daar sê jy, lekker aan 'n klap vir die tweede half van ver. Zaninka, ek gaan nou so aan as al 2:15 die oggend daar by julle. Ja, Dominee. Ja, sê. Ons bly saam met jou, bly saam met Nathan, baie bly saam met Elze en saam met Charlotte en saam met Janko ook vanmôre en saam met die ouers en die familie. Julle het die vraag gehoor, Nathan, wat is jou antwoord? Ja, Dominee. Baie dankie, Nathan. Jou antwoord, Zaninka? 'n Baie groot ja, Dominee. Dankie, my skat. Baie dankie. Kom ons gee lekker aan 'n klap vir ons jong mense asseblief. Goed, wat ons nou gaan doen, broers en susters, ek gaan nou net seker maak die seentjie kry die bloue. Ja, sê, daar's julle kersse. So, ons het elke jaar maar net hierdie instelling, dis soos 'n ritueel wat ons het. Daai kers wat daar staan is soos die simbool van die lig. Jesus Christus is die lig vir die wêreld. En hulle gaan nou hulle kersie by hom aansteek, want dis waar ons geloofsvlam aansteek is by God drie enig. En dan gaan hulle by daai deur uit en dan gaan hulle die wêreld in. En as ons sien hoe lyk hulle kersies, of hulle nog brand, as hulle weer inkom. En dan, wat gaan hulle dan doen? Gaan hulle kersies wat die wêreld uitgewaai het, doodgewaai het, maar doodlos? Wat moet ons doen? Waarheen gaan ons? Na wie toe gaan ons? Wat is ons adres? Wat is ons plek waar ons gaan soek om ons geloofsvlam weer aan te steek? Ons sal sien met doen julle. Daar sê julle kan gerus stap. En dan sing ons 'n baie mooi lied terwyl hulle stap. Net terwyl ons so sit, vlambaar, baie mooi liedjie van Rudy Miller. Kom ons sit so, dan sing ons hom lekker saam. Brand vir u, die gees is die wind wat my vlamme laat brand, wat soos 'n veldbrand versprei. Daar's 'n hittegolf wat broei binne my siel, daar's 'n warm vuur wat brand binne my hart. Vlambaar, onblusbaar vir u. U is kosbaar, onvergelijkbaar God. Ek voel vlambaar, onblusbaar vir u. Hierdie bloed sal niemand hier
golf wat broei binne my siel. Daar's 'n warm vuur wat brand binne my hart. Ek voel vlambaar, onblusbaar vir U. U is kosbaar, onvergelykbaar God. Ek voel vlambaar, onblusbaar vir U. Hierdie bloed sal niemand hier vuur kan stop nie. Hier is genoeg vir my, ek vertrou op U. U hoor my gebed, ek is gered. Ek voel vlambaar, onblusbaar vir U. U is kosbaar, onvergelykbaar God. Ek voel vlambaar, onblusbaar vir U. Sal niemand hier vuur kan stop nie. Hierdie bloed sal niemand hier vuur kan stop nie. As hy baie dankie. O ja, nou brand die kersies weer. Dis maar net die idee, broers en susters, ons weet die wêreld en al die verleidinge daar buitekant en ons eie foute wat ons maak, blus ons geloofsvlamme. So wat doen ons? Ons kom terug na die Here toe, ons kom terug na die woord toe, ons kom terug na die kerk toe, om ons vlamme weer aan te steek. Dis een van die rolle van die kerk. Dis net baie beter, saam met ander mense. Christendom is nie 'n solo-vlug nie. Jy kan nie alleen na buitekant wees nie. Die magte van die duisternis oorweldig 'n mens. Maar jy weet waar is die lig? Hier by die kerk, op jou knieë, by ons Skepper. Julle kan onder gestaan asseblief, julle kan die kersie net uitblaas, dat hulle nie hulle vingers brand nie, dan gaan ons vir hulle die seën van die Here toesing. Gaan staan daar onder asseblief, so by mekaar, en dan gaan ons vir die gemeente vra. Liefdes, ons het 'n baie mooi opname van seënbede, Retief Burger se opname. En ons gaan graag daai baie mooi seënbede vir julle toesing vandag. Ons kan staan. Dan sing ons vir julle die seën van die Here toe. Mag die Heer jou seën en beskerm, sy aangesig oor jou laat skyn. Mag genade jou in sy liefde hou, mag sy vrede oor jou wees. Mag die Heer jou seën en beskerm, met die kruis vir altyd voor jou. Mag jy vra na sy weer, met elke tree, mag sy vrede oor jou wees. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Mag die Heer jou seën en beskerm, tot die aarde nuut en vry is.
Mag sy hart jou lei tot in ewigheid, mag sy vrede oor jou wees. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Baie dankie. Sit gerus, broers en susters. Ek wil asseblief vra dat al die leiers wat vanmôre by die erediens is en al die jeugwerkers en die ouers en ook die grootouers, enige iemand wat wil opstaan, dalk 'n vriendin, wil geluk wens asseblief. Ons speel 'n mooi stukkie musiek en dan kom u, dan wens u vir hulle geluk. As u wil. Baie welkom. Kom ons speel hy liedjie, dan kom almal vorentoe. Baie geluk en baie hartlik welkom. Van my kant af, baie geluk. Janko, seën vir jou, hoor. Charlotte, baie geluk. Mag die Here vir jou seën, hoor. Elsje, mag dit baie goed gaan met jou, hoor. Sien uit vorentoe saam met julle. Kom asseblief, broers en susters. Die leiers, kom asseblief. Jeugwerkers, ouers, asseblief. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running. Daar sê baie dankie. Nog 'n lekker hand klap vir ons kinders asseblief. Ek dink ons moet die vasbyt ouers 'n lekker hande klap gee.
Hulle is al bietjie, hulle begin bietjie daai tienerfase verbygaan, maar partykeer is die kuite maar styf en nee, partykeer daai ding, maar ons weet hulle is lieflike kinders. Liefdes, kom ons gesels so vir 'n paar minute oor Christendom en ons vra die vraag, hoe weet jy wanneer 'n mens regtig 'n verhouding met die Here het? Wel, kom ek begin so deur die volgende sin te sê, jy sal altyd baie opoffer vir dit wat jy werklik liefhet. Dis geweegde woorde. Dis soos iets wat 'n mens met saam met jou vat vandag. Jy sal altyd baie opoffer vir dit, of dit 'n mens is, of dit iets is, of dit God is, wat jy werklik liefhet. Jy sal vir so iets, of so iemand, of so God, baie opoffer. Inderdaad offer ons almal iets op, baie op, vir iemand wat ons liefhet. Ouers, goeie voorbeelde. Ouers offer hulle nagrus, hulle privaat lewe, hulle geld, hulle tyd, hulle energie, offer hulle op vir hulle kinders uit liefde. Atlete offer hulle gemak en gerief en hulle vriende kry en Vrydag aand en Saterdag aand is hulle lekker kuiers op vir 'n medalje. Entrepreneur offer baie van sy tyd op om sy besigheid te laat werk. Hoekom? Want liefde eis altyd iets van ons op. Jou liefde, byvoorbeeld vir God, bepaal jou offers aan hom. Jou liefde vir God bepaal jou tyd, jou energie, jou dankoffers, jou dankbaarheid aan hom. Dink maar aan die arm weduwee wat haar 'n paar sente gegee het, dis al wat sy gehad het. Want haar liefde vir Christus is so groot. Haar liefde vir God is so groot dat sy hierdie paar sente, dat sy haar alles gee, want hy is haar alles. Hy is meer werd as alles wat sy het. Jou liefde vir 'n mens, vir 'n kerk, vir God, of iets anders, bepaal jou moeite, jou tyd, jou energie, jou fokus, jou offers daarvoor. Jou liefde vir God, jou liefde vir iemand, jou liefde vir iets, maar kom ons sê, jou liefde vir God, word bewys, word verklap, word geopenbaar, word duidelik, deur die keuses wat ons maak, deur die offers wat ons bereid is om te maak, deur ons prioriteite wat ons vir die wêreld wys, deur hoe ons ons weekprogram inrig. Die diepte en die egtheid van ons liefde vir God word gemeet aan ons offers. Ons liefde vir God, ons liefde vir iets, ons liefde vir iemand is nie net woorde nie. Dis dade van offers. Ek nooi uit om saam met te kyk na 'n paar tekste hieroor. Romeine 12 vers 1 gaan so: gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Maar jy gee net 'n bietjie vir jouself nie. Dis nie 'n kwessie van daar's 'n dam en ek gooi 'n klip daarin en dis dit net iets van my nie. Jy spring self daarin. Ek gee myself as 'n lewende offer. Ek spring God se hande in. Here is myne.
Ek is klein in die hande, maak U met my wat U wil. Ek gee vir U toestemming om 'n inspraak te hê in my privaat lewe, in my prioriteite, in my beplanning, in my liefdeslewe, in my begeertes, in my kop. In alles gee ek U toestemming, U die vryheid om binne my lewe enige plek in te stap en my voor te skryf, want ek is 'n lewende offer aan U. Nie net 'n bietjie vir my nie. Ek heeltemal, ek mens. Johannes 14 vers 15. As julle my liefhet, sê Jesus, sal julle my opdragte uitvoer. Broers, dit is so. As ons iemand regtig liefhet, sê my man, my vrou, my kerel, my meisie, en hierdie geliefde van my, sê vir my asseblief, sy het my spring. Dan vra ek, hoe hoog moet ek vir jou spring? As God sê, dis my opdragte, en God sê, jy moet spring, en ek lief vir God, dan vra ek, Here, hoe hoog moet ek vir U spring? Wat 'n offer moet ek vir U bring? 1 Johannes 3 vers 18. Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Hoe is 'n verhouding wat jy met iemand het, wat jy sê maar hy is ongelooflik lief vir daai persoon, jy sal absoluut enigiets vir daai persoon doen, genuine in opregtheid. Maar van die ander kant af is dit net mooi woordjies. Van die ander kant af is dit maar net toneelspel. My man, my vrou ons eintlik 'n job gekry daar in Hollywood. Hulle kan goed toneel speel. Hulle maak net asof hulle lief het. Praatjies en toneelspel laat nie verhoudings werk nie. Ook nie in ons verhouding met die Here nie. Hy sê nie almal wat my sê Here, Here sal die koninkryk van God beerf nie, maar hulle wat die wil doen vir my Vader, wel. Die laaste teks is Lukas 14 vers 27 wat 'n mens regtig baie diep laat dink. Iemand wat nie sy eie kruis dra en my volg nie, kan nie my disipel wees nie. Iemand wat nie sy eie kruis dra en my volg nie, kan nie 'n Christen wees nie. Kan homself nie Christen noem nie. So, byvoorbeeld, ek het noudag was so grappig gewees daar in die Kaap waar hierdie gammat hy in die hof verskyn omdat hy 16 vrouens gehad het. Toe vra hulle vir hom, nou hoe het jy 16 vrouens? Hy sê, vol bedde, vol hoes, vol sickness, vol health. Gee my 16 vrouens. So of my vrou of my man siek is of gesond is, ryk is of arm is, gelukkig is of ongelukkig is, het ek ryk en arm gesê, wat ook al die situasie in my vrou en my man se lewe, ek het jou onvoorwaardelik lief. Ek sal die kruis dra saam met jou. Ek staan by jou, my man, my vrou. No matter what. Ek staan ook by die Here. In mooi dae en in plooi dae. In huppel dae, in sukkel dae, in feestelike dae, in vreeslike dae. In seëndae en in teendae staan ek by U, Here. Ons verhouding staan. In die Bybel is liefde vir God nooit net emosie en mooi musiek nie. Dit is toewyding, dit is taaf, commitment, dit is getrouheid, dit is loyaliteit, goeie wat skaars in die wêreld is. Dis 'n mens bring offers. Dis 'n oorgawe. Dis dade. Want hoe dieper 'n mens
se liefde en respek vir God is. Hoe dieper 'n mens se liefde en respek vir God is, hoe meer gewillig is die persoon om sy eie begeertes, en sy eie gemak, en sy eie gerief, en sy eie nice to haves, wat mos must haves word, so weg te skuif van hom af. Want dit staan my pad na die Here toe. Dit besoedel die pad na U toe, Here. Ek het 'n lei in 'n godsverduistering partykeer, want hier so klomp stof, klomp rubbish tussen my en U. Niks mag tussen ons kom nie. So ek en my vrou, ek en my man, niks gaan tussen ons kom nie. Nie jou siekte nie, nie jou armoede, nie jou rykdom nie, nie jou depressie partykeer nie. Ek staan by jou. I'm your man, I'm your woman. Getrouheid, loyaliteit, egtheid. Ons verhouding met God. Want partykeer is dit taaf. En ek dink ons God het my vergeet. Dan dink ons God is daai kant van God is, ek bid in die plafon vas. God hoor my nie. God is nie daai kant van die plafon nie. God is hierdie kant van die plafon. En donker skare weer, jy sien jou lewe, dit is donker, alles lyk donker, my toekoms lyk donker. Dis omdat jy met jou rug na die lig toe staan. Dan is daar 'n skare weer. Draai om, kyk na die lig toe. Dan is die skare weer weg. Draai om. 180 degrees, draai om. Kyk na God. Aan hom behoort alle mag en krag in die hemel en op aarde. En hy het my eindeloos lief. Hy kan die dood oorwin. Hy kan die duiwels uitdryf. Hy kan al my moeilikheid oplos. Abraham het sy liefde vir God bewys deur bereid te wees om sy seun te offer. Noag het sy liefde en trou aan God bewys deur 'n ark te bou waaroor hy gespot is, waarom hom stikkend gemok het. Terwyl God van vertel van 'n reënstorm, 'n klomp water wat kom wat nog nooit gebeur het. Hy het dit geglo. In liefde en trou aan God het hy sy ark bly bou. Jesus se disippels het uit liefde vir Christus. Here, U is die brood van die lewe. Here, U het die woorde van die lewe gee. Here, U is God. Hulle het alles net so gelos en hom gevolg. Jesus self demonstreer 'n perfekte liefde deur sy onselfsugtige liefdesoffer aan die kruis vir jou, sodat jy nie sal sterf nie. Want Christus sê, wie my glo sal lewe, al het hy of sy ook gesterwe. Of hy sê, jy sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Ons gaan net oor na die eintlike lewe toe. So lief het hy ons. Hy het daai transaksie beklink, fully paid, tetelestai, fully paid, afbetaal. Die kaartjie soontoe. En Jesus verwag ook van ons om so te wees. Kyk na hierdie woorde, broers en susters. Hy sê nie vir ons, as jy my liefhet, sê my nie. Party kry jy 'n meisie wat so mal is oor die ouetjie, dan sê sy, asseblief, sê net vir my. As jy my liefhet, sê net vir my. Dit help nie. Hy sê nie so nie. Hy het gesê, as jy my liefhet, volg my. Gehoorsaam my. Gee jou hart aan my. Gee jou lewe vir my. Dis Christendom. En dis die moeite werd. Die offers werd. Want die versekering, die beloftes, is outside this world. Ek wil afsluit en ek sê, die teenoorgestelde van wat ek vandag gesê het is ook waar. Indien jy niks vir iemand voel nie, sal jy ook niks vir iemand doen nie. Sal ook niks vir iemand gee nie. Sal jy daai persoon ook vir niks los.
Jy het nie so goeie rede nodig nie. Jy los net tyd. Want jy het nie lief nie. Jy voel niks. Dieselfde gebeur met jou en die kerk en met God. As mense niks vir jou voel nie, niks vir die kerk voel nie, niks vir God voel nie, sal hulle ook niks vir jou en vir die kerk en vir God doen nie. Dan sal hulle ook niks vir jou en vir die kerk en vir God opoffer nie. En dan sal hulle ook nie by jou bly nie. Hulle sal jou en die kerk en God vir niks verlaat. Liefde wat niks kos nie. Liefde wat nie saam met offers gaan nie. Beteken niks. Verander niks. So liefde is soos 'n flat line wat ek al gesien het in 'n intensief as iemand sterf. Flat line op hy skerm. Dis soos flat coke, jy kan dit nie drink nie. Jy gooi dit weg. Gooi dit in die drein af. Maar 'n liefde wat alles oorgee, opoffer, word 'n kragtige, borrelende bewys en 'n getuienis van jou liefde vir 'n persoon of vir 'n kerk of vir God. En dit hou en dit inspireer en dit verander alles. Dit gee lewe vir ewig. Dit werk. Ek wil afsluit met 'n paar persoonlike vrae. Nommer 1: waaraan hou ek en jy vas op die oomblik wat jy daarvan weerhou om God heeltemal toestemming te gee om alles in jou lewe te hersien? 2: watter offer vra God nou op hierdie oomblik, 30 November 2025 van my? Wat moet ek opoffer? 3: wys my lewe, Here, dat ek U bo alles liefhet, vir almal om te sien. Wys my meelewing in die kerk, vir almal om te sien, dat ek U disipel is. Dalk, broers, susters, dalk het jy in 'n situasie gekom waar Petrus was. Petrus wat so saam met die Here was. Ongelooflike naby, warm verhouding. En toe hy onder druk kom by 'n partytjie oor Jesus wat gevang is, daar in die binneplaas van die paleiswag. Voor hom kon kry, het 3 keer gemaak en gesê, ek ken die Here nie. Miskien is jy ook daar. En jy voel skuldig. Gaan die Here my ooit vergewe? Mense sit in my kantoor en sê, maar Here sal my nooit vergewe wat ek gedoen het nie. Wie is jy om vir die Here te sê wie hy kan vergewe en wie hy nie kan vergewe nie? Wil jy vir my sê jou sonde is groter as God? Nee, is omgekeer. God is groter as jou sonde. Want wat het Petrus gedoen? Petrus het met sy trane na Jesus gaan soek. Hy het hom gevind by die meer van Tiberias. En daar speel een van die mooiste, heiligste tonele in die Bybel af. En Jesus vra vir hom toe hy daar aankom, sy skuld, sy skaamte voor God kom staan. Vra die Here vir hom, Simon Petrus, het jy my lief? 3 keer. 3 keer is die antwoord, ja Here, U weet dat ek U lief het. Hy is vergewe. En hy is aangestel as die leier van die kerk waarna ek en jy vandag is. Hy het gesê, Petrus, op jou, wat aan my toe terugkom, jou skuld bely, ek is
Gewe jou op 'n mens soos jy sal ek my kerk bou. God bou sy kerk, ook die Rustenburg gemeenskapskerk, op gebroke mense. Mense hulle skuld bely. Mense wat op hulle gesigte voor God gaan neerval en sê, Here, ek het U nie lief soos ek U moet lief hê nie. Here, ek het nie verhouding met U wat ek moet hê nie. Ek het nie magneet in my hart na U toe nie. Here, ek begeer U nie. Here, ek het U nie lief soos ek moet nie. Here, asseblief, help my. Ek wil U lief hê. Die Here sê jou optel. Hy sê jou vergewe. Hy sê jou skoon was. Hy sê jou herstel. Hy sê vir iemand maak op 'n gesin, in 'n huwelik, in 'n kerk, in 'n gesonde gemeenskap gebou word. Mag die Here vir jou en vir my ook daartoe gebruik. Ook ons 5 jong mense vanmôre, dat julle sulke mense sal wees. Liefdes is iets wat my na in die hart lê lankal al. Is net om te dink. As ek niks vir iemand voel nie, dan doen ek vir daai persoon niks. Dan gee ek vir daardie persoon niks. En ek los daai persoon ook vir niks. Ek sien dit dat mense dit aan die kerk doen en ek sien dit dat mense dit aan God doen. Gevaarlike plek om te wees. Mag die Here vir ons bevry daarvan. Amen.